Vanmiddag gesels ons verder met Dr. Roelie van der Spy met lig op die skrif. Middag Roelie, hoe gaan dit met jou? Maar Willem, ja, dit gaan goed. Dit is lekker fris winteroggende wat mens mooi wakker hou en wakker kry vir die dag. Maar as mens kan werk in 'n plek waar daar nie te veel wind is nie en as daar 'n bietjie son is dit nog beter. Jy wys vir ons gedurig verskillende fasette van die skrif. Nou hierdie tyd van die jaar noem ons eintlik koninkrykstyd. Dis hierna Paastyd en die uitstorting van die Heilige Gees en dan tot kort voor Kersfees. En dan praat ons oor die koninkryk van God op hierdie aarde. Nou vanmiddag praat jy met ons oor die tema watter Messias. Ja. Nou, weet, as ons nou dink oor Messias, ons praat in Afrikaans nie regtig oor Messias nie, of is dit 'n woord wat ons moet gebruik? Ja, jy praat net so van die koninkrykstyd en ek het as ek so af en toe preek ook, dan dink ek nogal wat se tipe van boodskap hoort mens te gee? Wat se boodskap pas by die kerkjaar, maar wat se boodskap pas by ons en by die seisoen ook? En dit is baie dinge wat prediker lei om in 'n sekere rigting te gaan. Maar ek voel juis omdat dit 'n groter, langer tydperk is na die Paasfees en al die dinge voor Kersfees, is daar 'n tyd wat ons ook kan gebruik vir opleiding, vir groei, vir lering. En ek dink my praatjies pas eintlik maar baie in daardie kategorie in. Ek maak dan gewoonlik preke van my praatjies ook. Om te sê, kom ons leer mekaar iets uit die skrif uit, wat dan tog 'n invloed het op ons verstaan van die koninkryk van God. Nou ja, vandag in 'n sekere sin gaan dit eintlik letterlik oor die koninkryk, maar ons sal daarby kom. Ja, luisteraars, goed om met julle te praat weer. Lekker altyd as ek 'n tema het wat my uitdaag, soos vandag se tema, watter Messias. Nou, dis miskien twee moeilike woorde by mekaar. Eerstens, soos Willem gesê het, Messias. Wie is die Messias? Praat ons die Messias. Wat weet ons van die Messias? En goed, ek dink dit is dalk 'n bietjie meer bekend dat die Messias in die Ou Testament is. En die Messias word voorspel, né? Jy ken seker daai bekende gedeeltes uit Jesaja 53 waar ons praat van die Messias wat gaan lei, of Jesaja 9 as ek reg het, van die Messias wat die wonderbare koning is en die redder en die raadsman en al die mooi dinge. So daar's allerlei konsepte rondom Messias. Maar luisteraars, en dit is eintlik nou vir my 'n persoonlike baie interessante vraag. Wat het van die Messias in die Nuwe Testament geword? Nou dat die Messias so voorspel is in die Ou Testament, wat het van die Messias in die Nuwe Testament geword? Het jy al van die Messias in die Nuwe Testament gelees? En waar? Ek gaan daarby uitkom ook nie by alles nie, daar's ook stukkies daar's net te veel dinge om te sê. Ja. Maar luisteraar, ek wil vir jou sê, wat weet jy van die Messias? En die Messias wat voorspel is toe nou by die Nuwe Testament uitgekom. En as hy by die Nuwe Testament uitgekom het, waar lees jy van hom daar? Maar hoekom het die Jode en ander gelowiges nie die Messias erken nie, en gaan daarby uitkom? Want baie van hulle het nie die Messias erken nie. En dit bring my by die ander woord in my tema vandag, watter Messias? Want soos jy nou seker al gehoor het ek nou gesê, daar's 'n Messias wat beskryf word in Jesaja 53, die lydende Messias wat ons sonde en ons ongeregtighede en ons siektes op hom geneem het. Maar dan is daar ook die wonderlike raadsman, die koning, die heerser vir ewig. En dit is amper asof daar twee Messiasse is. En daaroor is my vraag, watter Messias? Nou as ek sê watter Messias, dalk baie nuances. Is een reg, is een verkeerd? Of moet ons vir albei wag? Of is albei in een? Of is daar twee Messiasse? Ja, luisteraar, help my 'n bietjie dink oor hierdie vraag. Watter Messias? Ek weet nie Willem of jy enige
bydra op hierdie oomblik wil maak oor hierdie gedagte. Nee, jy maak ons nou lekker nuuskierig, jy weet, want ons weet daar kan net een Messias wees, want daar is net een Messias voorspel, maar hy het dan twee beelde wat eintlik voorgestel word. Soos jy sê, die een is wat hy koning, 'n heerser is, 'n magtige, en die ander een is 'n lydende, weet, onderdanige Messias. Ja, maar Willem, baie interessant die vraag hier is dan, het die Messias toe nou gekom? Ooit? Het daar, of hy lydend is of nie lydend is, nie, het die Messias gekom? Ja, ons weet, Christus het vir ons gesterf en gelei en alles, maar is hy die Messias? En wat is die verhouding, die verband tussen die Messias en Christus? Dis die ander konsep daarin wat belangrik is. Nou luisteraar, ek weet nie hoe goed ken jy hierdie twee woorde nie, maar ek het dit getoets by my vrou, by my dominee se vrou, by 'n paar ander mense. En dit lyk my, ons is nie so mooi bewus van wat die verhouding tussen Messias is en Christus is nie. En wat beteken Messias en wat beteken Christus? Nou Messias beteken, dis Hebreëus, Messias is Hebreëus, beteken letterlik om gesmeer te word met olie. Dis om die werkwoord te Messias te doen. Dit is om gesmeer te word met olie. So die gesalfde, die gesmeerde met olie, die gesalfde. Maar wat beteken Christus? Christus beteken ook gesalfde, ook gesmeerde met olie. So, luisteraar, en dit is die antwoord hier. Die woord Messias is in Grieks vertaal as Christus. Dit is letterlik een en dieselfde woord. En vir Jesus en sy disippels wat Aramees gepraat het, dit weet ons, maar in die Griekse wêreld het hulle dan geskakel, oorgegaan tussen die twee terme van Christus en Messias. En daar waar die eerste disippels gekom het, ek het nou nie die versie opgesoek nie, maar ek dink is Andreas wat vir sy broer sê, ek het die Messias gevind. Messias. As dit vertaal word, Christus. En ek sal weer daai versie ook opsoek en weer daaroor praat op 'n stadium. Maar so, daar sien ons dan uit hierdie Hebreëus of Aramees sprekende volgeling van Jesus, hy sê vir sy broer, ek het die Messias gevind. Die Ou Testament is Messias, maar dan word dit in Grieks as Christus vertaal. Ja, dis vir ons 'n goeie bewys dat dit een en dieselfde woord is, Messias, Christus. En as ons dit begin verstaan, dan kan ons verstaan wat dit van die Ou Testament se Messias geword en waar vind ons hom in die Nuwe Testament. Roelie, ons het al waarskynlik daaroor gepraat, maar hierdie mense van die Nuwe Testamentiese tyd, wat Christus op die aarde is, het Hebreëus gepraat, of eintlik Aramees. Maar hulle verwysing, hulle praat Aramees met mekaar, maar dan skryf hulle die Nuwe Testament in Grieks. So hulle vertaal alreeds dit wat gebeure, die gebeure, sodat al die mense van die Grieks was daai tyd soos die Engels van vandag, nie waar nie. Dit was die algemene spreektaal vir almal om te kan lees. As hulle nou Aramees geskryf het, was dit net vir die klompie Jode wat dit kon lees was waarskynlik. So nou skryf hulle dit oor. So dit is klare oorgang van Messias na Christus. En partykeer dan sien ons dan so val party terug op Messias. Want hulle het dit gepraat, dis hoe hulle gepraat het oor die Messias wat sou kom. Maar in Grieks, soos jy gesê het, beteken dit dan letterlik net, of dan vertaal word net na Christus, die geseënde of hierdie gesmeer is byna asof dit 'n oordadige salwing is dit nie so iets nie? Dit is en weet julle luisteraar, dis nou 'n ander interessante punt. In die tale wat ek werk daar in die Russiese wêreld of die Midde-Ooste, het hulle baie keer nie 'n woord vir Messias of vir Christus of selfs vir gesalfde nie. En ons moes baie hard dink, wat beteken die woord Messias? Wat wil die Bybel sê met Messias of dan met Christus of dan met die een wat met olie gesalf is?
Hoekom is iemand met olie gesalf? Wie is gewoonlik met olie gesalf? Die priesters. Hy's gekies deur God. Die koning. Hy's gekies deur God. En elke keer as hy gekies is deur God, dan word hy met olie gesmeer as teken van God se gees en teenwoordigheid wat oor hom spoel van bo tot onder. Soos Psalm 133 sê, hoe mooi is dit as broers saamlewe, dis soos olie wat oor die hare, oor die baard van Aaron afloop tot onder by sy soem. Ek het ander dag daaroor gepraat. En dit is om hom te cover, om hom toe te maak in God se seën van uitverkiesing. Lang storie kort om te sê, en van die tale waarmee ek werk, kon ons nie 'n woord kry vir Messias of Christus of wat ook al nie. En ons het dit letterlik vertaal as die uitverkorene. So, daar staan letterlik, die uitverkorene is voorspel en die uitverkorene het gekom. So, dit is baie mooie lyn wat ons dan daar geskep het op die manier. Goed. So die Christus wat ons van praat, of Christus, nie die Christus, nie of die Christus, ons kan ook so sê, seker, is dan letterlik die Messias wat voorspel is in die Ou Testament. Dis dieselfde persoon wat verwys is, dis net die Hebreëus, Aramees en die Grieks in die Nuwe Testament. Dis ja, letterlik net die taal wat verander het. Ja. Maar nou gebeur daar twee dinge. Vir ons, Afrikaans, Engels sprekende mense, verloor ons iets tussen die twee woorde, wat ons behou die woord Messias in die Ou Testament en ons behou die woord Christus in die Nuwe Testament. Die tweede ding is, party mense fokus op die koninklike heerskappy, die heersende, oorwinnende Messias, Christus, en die ander fokus op die lydende. En tussen hierdie taalverandering en die rolverandering, lyk dit my verloor ons die Messias van die Ou Testament. Ek het eintlik nogal daaraan gedink om te sê, my tema, miskien so iets, die verloorde Messias, want ons het letterlik die Messias verloor in ons geloof. Dit lyk my so. Ja, laat ons terug inspring en aangaan, ons praat baie. So, die vraag het ek nou 'n paar keer gevra, watter Messias? Die Messias wat as koning gaan heers uit die nageslag van koning Dawid, want dis die een Messias, en die ander Messias, die Messias wat gaan ly, gaan swaar kry, die sonde gaan dra, die genesing gaan bring, en wat aan die kruis gaan sterf. So dit is die twee Messiasse. En dis nie net ons wat bietjie verwarring daaroor het, of nie altyd dit mooi verstaan nie, maar ook baie mense in die Bybel. So daar's 'n heersende Messias en 'n lydende Messias. So kom ons gaan kyk dan eerstens nou in die Ou Testament en dan in die Nuwe Testament. En in die Ou Testament gaan ons nou na twee dele kyk, die heersende Messias en die lydende Messias. So kom ons kyk dan in die Ou Testament na die heersende Messias. Die heersende Messias in die Ou Testament. Willem, sal jy vir my saam met my blaai? Luisteraars, ons gaan nou na 'n hele paar teksgedeeltes blaai. As jy dalk nie altyd mooi volg nie, op die internet gaan dit baie duidelik wees op my YouTube kanaal om presies die teksversies op die skerm te wys. Dit sal maklik volg as jy dit sou wou doen. Ek kan ook my PowerPoint vir jou aanstuur met my presentasie indien dit nodig sou wees. So die eerste verwysing wat ons gaan lees is Samuel 7 vers 11 tot 12. En dit gaan hier oor die huis van koning Dawid. Hy wat nou oud word en amper dood is, en God wat vir hom beloof dat daar vir ewig iemand in sy koningskap gevestig sal wees. Lees asseblief vir ons 2 Samuel 7 vers 11 en 12. Die Here maak aan jou bekend dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomeling na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Ja, en dit klink nou of dit direk net oor sy seun is, maar as mens nou die hele hoofstuk lees, dan kom ons agter, dit gaan eintlik oor 'n ewige koningskap wat dan gevestig word. So Dawid se koningskap, sê die Here God, sal ek vestig, en daar sal altyd 'n koning op jou
troon in jou nageslag wees. En dit sal 'n nakomeling wees. Nou luisteraars, ek gee vir jou nakomelinge om te heers nie. Ek sê ek gee vir jou 'n spesifieke nakomeling wat gaan heers. In hierdie geval eerstens dan die seun, sy seun, en dan later die Messias nakomeling. Goed. Die volgende verwysingkie wat ek wil lees is in Psalm 2. Psalm 2. Baie interessant, ook bietjie moeilik die stukke, maar as mens dan terugkyk wat die ander Bybelse skrywers gesê het, dan sien ons dat hulle ook dit gebruik in Psalm 2 as 'n messiaanse psalm. Psalm 2 van vers 1 tot 9. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeed die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam, luister teen wie? Teen die Here en sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit en spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren en in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Vers 6. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg, sê die Here. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het gesê, jy is my seun en van vandag af is ek jou vader. Vra my en ek gee jou volke as jou eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter. Hulle flenters slaan soos 'n kleipot. Ja, so Jesus sê ons dan dat die koning van die Here sal oorwin. Nou wie's die koning? Nee, kyk wat staan in vers 2. Daar staan die konings van die aarde het opstand gekom teen die Here en teen sy gesalfde. Nou hierdie woord is Messias in die Hebreëus, maar dis vertaal dit in hierdie keer. So dalk ons kon letterlik hierdie psalm gemaak het en gesê het, die volke is in opstand teen die Here en sy Messias. Dis letterlik wat in Hebreëus staan. Maar ons sien dit nie maklik raak nie, want dit is reg vertaal, dit beteken gesalfde, soos ons in die begin gesê het. So, hy's 'n koning, hy's 'n gesalfde, want 'n koning is 'n gesalfde. Maar die woord gesalfde, dis letterlik die woord vir die Messias in Hebreëus. En dan vers 6 staan daar, sê die Here, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. So, hy sê ek het hom die Messias gemaak daar op die heilige berg in Sion. En met ander in Jerusalem. So, God bevestig dan dat daar in Jerusalem word Jesus bevestig as Messias. So, baie interessant, baie mooi stuk hier, as mens verstaan, dat die woord gesalf elke keer die Hebreëse woord Messias is. Kom ons kyk na 'n ander gedeeltjie in die Ou Testament wat ook oor die wonderlike Messias gaan, hè. Ek het gesê ons kyk eers na die heersende, die oorwinnende Messias en later oor die lydende Messias in die Ou Testament. 'n Ander interessante teksversie oor die wonderlike Messias is in Jesaja 9 vers 5. Willem, sal jy vir ons kan lees? Jesaja 9 vers 5. En luisteraars, ek dink jy gaan hierdie stukkie herken as een van daardie bekende messiaanse versies. So Willem, Jesaja 9 vers 5 asseblief. Vir ons is 'n seun gebore en aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ja, ek dink dit is bekend. Ek onthou my pa, toe ek nog klein seentjie was, het hieroor gepraat en gepreek. Ja, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. So dit is presies, dis wie die Messias gaan wees. Hy's 'n koning wat gaan vrede bring op hierdie aarde. En die vredestydperk van 1000 jaar gaan hy vestig, waar die leeu en die lam langs mekaar gaan bly. So ons koning, die Messias koning wat kom, is 'n koning wat gaan vrede bring, wat gaan heers, wat gaan oorwin, wat nie gaan ly en swaar kry. So dit is die Messias wat ek goed geken het ook as 'n kind. Maar dis nie die enigste Messias in die Ou Testament nie.
En die tweede Messias waarna ons kan kyk is dan die lydende Messias. So miskien is dit vir jou dalk meer bekend. Veral as ons ook hier uit Jesaja 53 gaan lees. Luisteraars, en as jy nou miskien kan kyk na Jesaja 53, want dit is 'n baie bekende gedeelte. Eintlik dit is meer Jesaja 53, 54 baie groot gedeeltes daar. Praat van die messiaanse knegt, die lydende messiaanse knegt, die Messias wat gaan ly. En dis die ander Messias wat jy onmiddellik gaan herken. Ek lees dan Jesaja 53 vers 1 tot 5. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitsprei, soos 'n plant wat wortel skiet in die droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad. Nee, so dis die dienaar van God. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot. 'n Man van lyding, wat pyn geken het. Iemand vir wie mense die gesig weggedraai het. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig is. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, Willem, toe ek nou hierdie middelste gedeelte lees wat sê, mense het hulle gesig weggedraai van hom, toe hy daar in lyding was. En is dit nie letterlik wat by die kruis gebeur het met Jesus nie? Mense het letterlik hulle gesig weggedraai. Jy miskien wat al die Passion film gesien het, nee. Ek voel ook so, ek draai letterlik my gesig weg as ek daardie wrede lyding van Christus sien, soos dit in daardie film uitgebeeld word. Ja. Het voel vir ons eintlik of ons nie die twee by mekaar kan bring nie. Ja, dit lyk glad nie of die twee kan oplink nie, kan konnekteer met mekaar nie, en vereensalwig kan word nie. En ek dink dit is dan ook die probleem wat ons in die Nuwe Testament lees. En nou gaan ons bietjie na die Nuwe Testament toe. Dan sien ons bietjie hoe het die gelowiges in die Nuwe Testament gereageer? Watter Messias het hulle verwag? Die eerste vraag wat ek dan vra is, hoekom het die Jode dan nie vir Jesus as Messias aanvaar nie? Hoekom is hulle dan die Ou Testament so goed geken? Onthou, hulle het die Nuwe Testament nog geleef, so hulle Bybel was die Ou Testament. So dit wat ons tot nou toe gelees het, het hulle geken. Hulle het geweet van die Messias wat gaan ly, maar hulle het ook geweet van die Messias wat as koning gaan kom. Nou vra, hoekom het die Jode dan nie vir Jesus as Messias aanvaar nie? Watter Messias het die Joodse leiers verwag? Dis baie interessant om dit te sien. Nou, ek gaan so 'n bietjie na indirekte verwysings kyk om hierdie antwoord te kry. Die eerste is, Willem, sal jy daarna kyk vir ons, Matteus 22. Matteus 22 vers 41 tot 45. Jesus vra die Joodse leiers, watter Messias hulle verwag? Wie dink julle is die Messias? Dit is waaroor dit hier gaan in Matteus 22 van vers 41 tot 45. So as jy gereed is, Willem, lees asseblief vir ons. Toe die Fariseërs bymekaar was, het Jesus hulle gevra, wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Dawid se. Hy vra hulle toe, hoe kan Dawid hom dan deur die werking van die Gees Here noem? As hy sê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het. Verwysing na daai Psalm 2, né? Totdat jou vyande onder jou voete geplaas het, né? Maar kyk net wat sê hulle daar, né? Jesus is, toe die Fariseërs by mekaar was, het Jesus vir hulle gevra, wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy? En hulle antwoord hom, Dawid se. So, as Jesus dan, of as die Christus dan, die Christus, die Messias, as die Messias dan die seun van Dawid is,
Wat dink jy, Willem? Is hy dan lydend of heersend? As hy die seun van Dawid is. Koning. Soos jy breek net 'n bietjie op. Ja, dit is so. As hy die seun van Dawid is, dan moet hy natuurlik 'n koningsseun wees. Hy gaan sit op die troon van Dawid, soos ons net ook gelees het in 2 Samuel 7. God het gesê, ek sal altyd sorg dat daar 'n nakomeling in jou nageslag is, wat op die troon gaan sit. So, as die Jode dan die Christus ken, die Messias ken, as die seun van Dawid, dan is dit beslis so dat hulle verstaan dat hy 'n heerser, 'n koning Messias gaan wees. En as Jesus dan kom as 'n lydende knegt, dan aanvaar hulle hom nie. Maar wat het die gewone Jode verwag? Van die seun van Dawid. Gewone Jode verwag ook die koning, die seun van Dawid as Messias. En dit sien ons in Markus 19. So ons het net gepraat oor die Joodse leiers. Kom kyk nou na die gewone Jode in Markus 19 vers 46 tot 47. Daar kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Ja, so, dit is nou aan die einde van Saggeus se storie, oorgaan na die volgende storie, sit daar hierdie blinde bedelaar Bartimeus, en hy hoor van Jesus, van die Christus, van die Messias. En hoe spreek hy hom aan? Hy sê, Jesus, seun van Dawid. So, hy soek ook hierdie koning Messias, wat heersend is, wat verlossend is. En dit is die Messias wat hy dan soek. In Matteus 16 vers 13 tot 16 lees ons 'n ander interessante verwysing. Jesus vra vir die disippels, vir die mense daar om hom, wie is die seun van die mens? Nou die seun van die mens is ook 'n Bybelse Ou Testamentiese term vir die Messias. Matteus 16 vers 13 tot 16. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? So Jesus vra sy disippels, wat sê die ander mense, die gewone mense? Vers 14. Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle vra hy, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou ek weet nie of julle nou die Messias verwysing hier opgevang het nie, maar wat staan dan vers 15? Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, en nou het ek die vertaling so klein bietjie aangepas. U is die Messias, die seun van die lewende God. So Petrus het gesien dat Jesus die Messias is, en hy het gesê, so die seun van die mens, die Messias, dit is Christus, Jesus. Dit is die Messias. So, vers 16 sê, Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Of, as ons die Hebreëse woord gebruik, U is die Messias. So, Simon Petrus het herken, dat Jesus die Messias is, wat gekom het. En dan sê Jesus vir hom, dit is die hemelse God, die hemelse Vader, wat dit in jou openbaar het, want mense verstaan dit nie maklik nie. Kom ons blaai 'n bietjie verder aan na Lukas 19 vers 10 tot 11. Die algemene geloof oor die Messias. Hierso by die einde van die Saggeus verhaal. In Lukas 19 vers 10 tot 11 staan dan, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. So, dit gaan hier oor die verlossing wat hy moes bring. Maar die verlossing, dit is 'n ander probleem hierso. Wat 'n soort verlossing?
uit Jesaja 53 het ons gelees, hy verlos ons van ons siektes en ons sonde en ons lyding. Maar vir hierdie mense wat deur die Romeine onderdruk is, het verlossing baie keer vir hulle iets anders beteken. Dit het beteken dat daar 'n nuwe politieke verlossing gaan kom. En dit is die probleem wat ons daar het. Vers 11, Lukas 19, vers 10 en 11. Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Terwyl die mense aan Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel, aangesien hy naby Jerusalem was en hulle gedink het die koninkryk van God sou nou in enige oomblik kom. So dis wat hulle gedink het, nee. Nou het hulle Jesus se wonderlike dinge sien en miskien begin verstaan dat hy die Messias is. Dan staan daar die algemene geloof hier was dat die koninkryk van God nou enige oomblik sou kom. En die koninkryk van God was vir hulle 'n baie meer realistiese, tasbare koninkryk, soos die koninkryk van die Romeine. Nou is dit die koninkryk van God, waar Jesus dan die koning gaan wees. So dis hulle verstaan gewees. Maar baie interessant, Johannes die Doper en ander mense, nee, Johannes die Doper was die voorloper van Jesus. Hy was die voorloper van die Messias, moet ek sê. En hy het gesê, ek doop julle sodat julle julle geloof kan regkry, maar julle moet in die lam van God, van Jesus glo. Nou, toe dit gebeur dat Johannes die Doper in die tronk gegooi word. En wat het toe gebeur? Dit lees mense in Matteus 11, vers 2 tot vers 6. Johannes die Doper is ook nie so seker nie. Is Jesus dan regtig die Messias of nie? En as hy die Messias is, hoekom is ek dan in die tronk, vra Johannes? Maar Jesus antwoord nie daai vraag nie. Jesus antwoord net die vraag oor wie is hy. So ek lees vir ons Matteus 11, vers 2 tot 6. Johannes het in die tronk gehoor wat die Christus alles gedoen het. En het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan Jesus gestuur om vir hom te vra: Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander verwag? Jesus antwoord hulle: Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, laatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. So hy sê dit vir Johannes die Doper. Ja. Maar kyk gou weer na al die woorde hier. Matteus 11 van vers 2 tot 6. Johannes het in die tronk gehoor, toe Johannes in die tronk gegooi was, het hy gehoor terwyl hy daar was, wat Christus alles gedoen het. Met ander woorde, hy het gehoor wat die Messias gedoen het. En mense het gesê, hy is die Messias, Jesus is die Messias. En hy hoor van al die dinge wat die Messias gedoen het. En nou is hy in die tronk en hy's 'n bietjie onseker en hy twyfel. En hy stuur sy boodskappers daar na Jesus toe en vra, basies, is u die Messias? Is u die een wat sou kom? Want Johannes het verkondig dat die Messias sou kom. En nou word daar verwys na die Messias wat wonderlike dinge doen. Nou weet hy nie, is Jesus nou regtig die Messias of nie? Is Jesus die Messias wat sou kom? Dan staan in vers 4. Johannes antwoord hulle: Gaan vertel vir Johannes die Doper wat julle sien en hoor. En interessant, dit was 'n bekende geloof onder die Jode gewees, op wat ons in die Talmud en ander Bybelse, buitebybelse Joodse kommentare lees. Dat die Messias, as die dag as die Messias kom, met daardie ryk van vrede, as hy sal heers in sy koninkryk, dan sal hy ook die blinde mense gesond maak, lam mense sal loop, melaatse sal gereinig word, dowes sal kan hoor, dooies sal opgewek word. So, en dis wat Jesus dan vir hulle sê, want dis die beeld wat die Jode gehad het, en Johannes die Doper gehad het. Hy het geweet wat die Messias sou kan doen. En Jesus sê toe vir die mense wat deur Johannes Doper gestuur is, want Johannes Doper sit in die tronk, hy weet nie alles wat Jesus doen nie. En Jesus sê vir sy boodskappers, gaan sê vir Johannes dan die tronk, wat sien julle? En as hy dan hierdie dinge noem, dan weet Johannes, dit is die dinge wat die Messias sou doen. En wat sou die Messias doen?
blindes kan weer sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, en dooies word opgewek, né? Hy het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. So, Jesus het dan presies die dinge gedoen, wat die getroue Jode verwag het, die Messias sou kon doen. En toe weet Johannes die Doper. En dan sê vers 6, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. So Jesus sê eintlik vir Johannes die Doper, sien Johannes, jy hoef nie te twyfel nie. Die dinge wat ek doen, getuig. Die dinge wat ek doen, getuig dat ek die Messias is. Dat ek die een is wat sou kom. Ja, vir my persoonlik was dit nou baie interessante verwysing geweest. Roelie, as jy my vergun, ek wil twee goed sê. Jy weet die gelowiges van die Ou Testament, die Jode, wys vir ons eintlik in hierdie hele bespreking hoe kardinaal belangrik dit was dat die Heilige Gees aan mense moet gegee word, want hulle het al hierdie woorde gehoor uit hulle kop uitgeken van die Ou Testament en tog het hulle dit nie verstaan nie. Hulle het net nie verstaan wat daar staan nie. En as hulle Jesus sien, dan dink hulle anderster oor hierdie bekende man wat hulle gesien groot word het voor hulle. Dat hulle verstand en hulle geloof verduister is. En dan, as ek dit so luister, dan weet ek dat die Here vir ons geweldig genadig is, dat ons leef in 'n tyd wat ons die Heilige Gees binne ons het, om ons te help, te troost, en vir ons die woord oop te breek. Maar hulle het dit nie gehad nie. Aan die een kant kan ons sê, ja, maar hulle het nie. Aan die ander kant wil ek sê, ek het amper medelee met hulle, want hulle verstand was verduister, hulle het anderster gekyk, hulle het nie die volle prentjie gesien nie. Ja. Selfs Christus in sy leringe het vir hulle baie keer gewys wat die diepere betekenis van die wet, van betekenisse van die liefde van God, die verhouding met God is. Hulle het so bolands geleef. Mens kan seker sê, ja, nee, maar hulle was ongelowig of hulle het nie gesien nie, maar aan die ander kant wil ek sê, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges wat die Heilige Gees het, moet baie versigtig wees want ons is wonderbaarlik geseënd om die leiding van die Gees te kan beleef, as jy al hierdie fasette, al hierdie kennis wat die Ou Testamentiese mense het, en tog het dit nie vir hulle sin gemaak nie. Ja, maar weet jy Willem, dis presies wat ek net nie gelees het, né? Toe Jesus gevra het, wie sê die mense is die seun van die mens? Wie sê die mense is Christus, né? En dan sê hulle nou Johannes die Doper en party Elia of een van die profete, dan sê Simon, dan vra hy vir hulle, en julle, wie sê julle is ek? En Simon Peter sê, u is die Christus, u is die Messias, u is die Messias. En vers 17 staan dan, né? En dit is nou presies wat jy gesê het, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Wat sê, die Gees van God uit die hemel uit, het dit in jou geopenbaar. En die gewone ou het dit nie verstaan nie, maar Petrus was gelukkig, God Jesus sê, gelukkig is jy, dat die Gees van God, dat die Vader self dit in jou openbaar het, om te sien dat ek die Messias is. En so sien ons, ja, dat hy gesukkel het, die ander het gesukkel om te verstaan. Baie mense het gesukkel. En dan kom ons by Johannes die Doper, en sê ons selfs hy het gesukkel om dit te glo. Hy wat 'n boodskapper was om te sê die Messias gaan kom. Maar hy was nie so seker wanneer, nou direk, nou op hierdie oomblik nie, veral omdat hy in die tronk was, ja. So ja Willem, ek stem 100% saam. As die Gees dit letterlik nie oopbreek nie, want hulle ken die woorde, maar hulle kan nie die woorde en die dade bymekaar gebring het, dat Jesus die Messias was nie. En we sien dit ook by die disippels, né? Watter Messias het die disippels verwag? En dis nou net vir my so interessant. So die disippels wat nou al jare saam met Jesus geloop het, 3 jaar,
wat het hulle verwag? Wie is die Messias? Wat is Christus? En dit lees ons in Handelinge 1 van vers 4 tot 6, né? Dis nou daai na die opstanding uit die dood, dan sê Jesus vir die disippels, wag bietjie hier in Jerusalem, die gaan dinge gebeur. So Handelinge 1 vers 4 tot 6. Die disippels se vraag aan Jesus. Ek lees dan Handelinge 1 vers 4 tot 6. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So, Jesus het na die opstanding vir hulle gesê, die Heilige Gees gaan kom, en die koninkryk gaan kom. En dan vers 6, toe hulle op 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? So wie verwag hulle? Watter Messias verwag hulle? Die koning Messias. Hierdie Messias wat aan die kruis gesterf het, dis alright. Hy het gesterf en dis nou, hy lewe weer. Maar hy het nog nie die koninkryk opgerig nie. Hy het nog nie die Romeinse heerskappy afgegooi nie. Hy is nog nie die koning wat op die troon van koning Dawid sit om die koning van Israel te wees, soos koning Dawid nie. Hulle het dit letterlik tot op daardie laaste oomblik nie verstaan nie. Hulle het die woorde geken, maar die Gees het dit nog nie in hulle openbaar, dat Jesus se koninkryk klaar gekom het. In gees, in die harte van ons wat glo. Ja, so baie interessant. Ek wil voor die aangaan net ook 'n ander ding vra. Die twee Messiasse, van die lydende Messias en die koninklike Messias, wat albei geïnkorporeer is natuurlik in Christus, in sy lewe, in sy wys, hoe leef 'n volkome mens na die beste van sy vermoë. Het ons ook nie maar hierdie beeld in ons lewe om of jy's onderdanig en jy's minder waardig as jy wil, of jy is as jy wil begin 'n tiran of 'n koning of 'n heerser of 'n bestuurder van wat ook al die woord is wat jy daar wil gebruik nie. En dat ons sien selfs leiers van volke of leiers in die kerk. Jy weet, as jy daarom 'n voorsitter van iets is, dan is jy bietjie verhewe bo die ander. Maar Christus het twee komponente by mekaar gebring en vir ons gewys dat die werklike volmaakte leier is die een wat koning is, maar op 'n besondere manier ook dienend is en leidend is. Dink jy ons kry dit enigstens reg, selfs, ons het nog gepraat oor die leiding van die Heilige Gees, om hierdie twee by mekaar te bring in ons eie lewe? Ja, Willem, ek dink dit is so moeilik, en dit is nie konsepte wat in die besigheidswêreld sin maak nie. Ek wil sê 'n leier kan nie dienend wees nie. 'n Leier is nie dienskneg nie. En ek dink dis ons probleem. En Jesus was 'n dienende leier gewees. So hy het letterlik dan die twee konsepte mekaar gebring. En ons kry dit nie reg nie. En weet jy, as ons een laaste voorbeeldjie nog kyk, dan sien ons, daar's nog mense wat basies dit raak gesien het, maar nie by mekaar kon bring nie. En dis die Emmausgangers. Wat word daar van die Emmausgangers in Lukas 24 geskryf? Dis 'n langerige stuk, maar as ons mooi sien ons dat hulle het gesien, hy is die Messias. Hy heers oor die sonde, maar hy lei as 'n dienskneg. En hulle kon die goed net nie by mekaar bring nie, totdat hulle letterlik fisies met Jesus kontak gemaak het. En toe snap hulle. Dit is wat die skrifte voorgesê het. En dit is my so mooi dan, die einde van die gedeelte wat Jesus dan vir hulle sê, maar jy ken mos die skrifte, hier is alles opgeskryf. Was julle te dom om te verstaan? Kom ek lees dit vir ons, uit Lukas 24,
vers 19 tot 25. Lukas 24 van vers 19 af. Dis nou die Emmausgangers. Jesus vra toe vir hulle, watter dinge, want hulle het nou nie geweet watter dinge Jesus nou hier na verwys nie. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is wat Israel sou verlos. Hoor, nie wat ons sonde sou verlos nie, wat vir Israel sou verlos, wat nuwe politieke vryheid sou gee, wat die koninkryk van die Joodse volk van Israel weer sou oprig. Nie die koninkryk van God nie, die koninkryk van Israel. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Nou vers 25. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Ja Willem, dit kom nou weer so presies terug in daardie punt, né? Hulle het die woorde geken, maar hulle het 'n gebrek aan die begrip gehad. En nou, ek kan eintlik nog die hele hoofstuk verder lees, maar verder staan dat hulle was ontstel toe hulle agterkom, wow, hier wanneer hulle nagmaal geëet het. Dit is Jesus die Messias, wat nou lewend is, en dis hy wat gesterf het en gekruisig is, en ons verlos het van ons sonde. Maar hulle het nooit al hierdie konsepte bymekaar gebring van watter Messias dit is wat hier voor hulle gestaan het. Ja, ek wil sê vir ons ook vandag om die twee bymekaar te bring is ook moeilik. Maar die Bybel leer vir ons is dit wat die leeu en die lam se beeld bymekaar kom, nee, die Christus wat die leeu en die lam is. Dit is letterlik so, ja. En die vrede wat hy bring, hy heers oor die dood, hy heers oor die sonde, hy heers oor die siekte, hy heers oor onvrede, hy heers oor alles, en hy is die heersende Messias, maar nie as 'n koning in die koninkryk van Israel nie, maar as 'n koning oor die magte van die bose. Ja, so hy is letterlik albei. Hy dien ons deur verlossing te bewerk as 'n lydende Messias, maar in die lyding wat hy bewerk, heers hy oor die sonde. Ja. So hy red die volk, maar nie polities nie. Ja, en ek dink hy woord verlos is die probleem hier. Hy het verlos van die sonde, maar nie van die politieke oorheersing nie. Ja. Ek dink ons praat baie lank hierso. Baie interessante voorbeelde wat mens sien hoe Jesus dan regtig altyd die rolle kon vul van watter Messias, die lydende en die heersende. En ek wil afsluit deur te sê, mag dit dan so wees dat jy nie lees en nie verstaan wat die Bybel van die Messias sê, wat hy van die Messias sê, die twee dinge. Maar dat Jesus die Messias is, wat beide hierdie twee rolle vul en nie maak. En mag ons lewens, ons verstaan van die skrif ook op hierdie manier vernuwe word. Dankie, Roelie. As ons dan nou van die vervolg lees, of Messias of Christus, dan sal ons weet, Messias is basies die Ou-testamentiese beskrywing van Christus, omdat dit die Hebreëus of Aramees is, en Christus is die Grieks van dieselfde woord, wat beteken gesalfde. Jy het so mooi gesê, hy is eintlik die gesmeerde, die oormatige gesalfde.
'n laaste woord en dan 'n kontaknommer asseblief. Ja, nou ons het op 'n stadium gesê ons is in die koninkrykstyd wat ons nou weer voorberei en die volgende groot gebeurtenis event is natuurlik nou Kersfees. En as ons dan nou goed voorberei is, dan kom ons nou by Kersfees op die einde in Desember en dan kan ons in Lukas 2 vers 8 tot 11 lees soos altyd, daar waar die engele gekom het en die herders kom aankondig het van Jesus se geboorte. En kyk wat staan daar in Lukas 2 vers 8 vers 10, ek gaan net vers 10 en 11 lees. Die engele sê toe vir hulle, vir die herders, luister, moenie bang wees nie, omdat ek vir julle goeie nuus wat die hele volk baie bly sal maak bring. Vandag is daar in die dorp van waar Dawid kom vir julle 'n redder gebore. Hy is die Messias, die Here. Nou ja, dis my vertaling. So hy is Christus die Here. So as jy dit dan nou in Desember lees en sê vir die kinders, hy is die Messias wat sou kom, die Here, dan dink ek bring ons nou alles bymekaar om te sê, ons nuwe verstaan maak op vir ons Kersfees nuut. Mag jou Kersfees, jou verstaan, jou lewe nuut wees. Baie dankie. Seën van my kant af, my nommer, as jy vrae het of anders sulke vrae het, is 074 419 8353. Baie dankie en baie seën. Ja, dit was Dr. Roelie van der Spy met sy praatjie lig op die skrif. En onthou, al hierdie informasie agtergrondmateriaal is beskikbaar op sy YouTube. Tik net in Roelie van der Spy en dan sal julle die temas kan sien of tik net sommer in watter Messias. Dit sal op die skerm verskyn. Baie dankie, Roelie, tot 'n volgende keer. Baie dankie, baie seën.